Vandag duik ons in iets regtig ernstig. 'n Seldsame maar ongelooflik gevaarlike mediese toestand. Dit word 'n aorto-enteriese fistel genoem en glo my, dis 'n reustentyd wat diep binne in 'n menslike liggaam plaasvind. Om hierdie toestande regtig te kan snap, moet ons by een enkele deurslaggewende term begin. Het jy al ooit gehoor van 'n Herald Bleed? Die naam self klink amper poëties, né? Maar die realiteit daagter, dis doodskrikwekkend. 'n Herald Bleed is presies dit. Dis 'n klein, amper bedrieglike bloedingkie wat sommer net van self ophou. Dis die liggaam se heel eerste en dikwels enigste waarskuwing van die katastrofe wat broei. 'n Massiewe, onstuitbare bloeding wat binne ure of dalk dae kan volg. So, wat presies veroorsaak hierdie tikkende tydbom? Kom ons breek dit 'n bietjie af sodat ons kan verstaan waarmee ons hier te doen het. In doodgewone taal, 'n AIF is 'n gat. 'n Direkte pyplyn wat vorm tussen die grootste, hoogste druk bloedvat in jou lyf, die aorta en jou ingewande. Dis 'n anatomiese nagmerrie wat nooit veronderstel was om te bestaan nie. En verstaan mooi, ons praat nie hier van 'n klein druppeltjie nie. Dis die volle onbeheerste krag van die liggaam se bloedtoevoer wat direk in die spysverteringsstelsel inbars. As dit nie behandel word nie, is die uitkoms byna altyd rampspoedig. Goed, so hierdie dodelike verbinding, dit kan op 2 verskillende maniere vorm. Kom ons beweeg aan en kyk gou hoe dit opbou. OK, so aan die een kant het jy primêre AIF. Dis wanneer die liggaam se eie natuurlike aorta faal, gewoonlik as gevolg van 'n aneurisme wat so groot word dat dit letterlik deur die darmwand druk. En dan, aan die ander kant, het ons sekondêre AIF, en hier's die ironie, dis 'n komplikasie van 'n vorige chirurgiese oplossing, soos 'n sintetiese oorplanting, wat juis bedoel was om die aorta reg te maak. Kyk, die ontwikkeling van 'n sekondêre AIF is 'n stadige, verraderlike proses. Ironies genoeg begin dit met die sintetiese materiaal dat veronderstel was om lewens te red. Daardie materiaal skuur en skuur en skuur teen die darmwand. Mettertyd word die wand al hoe swakker totdat dit uiteindelik meegee en daardie katastrofiese verbinding vorm. Soos jy jou seker kan indink, is die vind van hierdie interne lekkage voordat dit heeltemal te laat is, 'n reuse uitdaging vir dokters. Dink 'n bietjie oor hierdie getal. Slegs 11%. Dis die klein fraksie van pasiënte wat opdaag met al die klassieke simptome van 'n AFF. Dit beteken die oorgrootste meerderheid van pasiënte is glad nie handboekgevalle nie. Hulle presenteer dalk net met onverklaarbare bloeding of pyn. Dit vereis dat dokters 'n ongelooflike hoë mate van agterdog moet hê, veral as die pasiënte geskiedenis van aorta-probleme het. Om hierdie verborgde moordenaar op te spoor, gebruik dokters 'n hele arsenaal van gereedskap. In die verlede was daar nogal 'n debat oor watter toets eers gedoen moet word, maar vandag, met die tegnologie wat ons het die CT-skandering die voorkeurmetode geword. Hoekom? Wel, dis vinnig, dis nie indringend en dit kan dikwels die probleem dadelik uitwys. Op daardie CT-scanning word die dokters basies speurders. Hulle soek vir subtiele leidrade, klein gasborreltjies waar daar geen behoort te wees nie, of tekens van inflammasie wat wys dat die darm en die aorta onnatuurlik aan mekaar vaskleef. Elke leidraad is absoluut krities in hierdie wedloop teen tyd. Goed, sodra die diagnose gemaak is, begin die ware drama. Die pasiënt word na die operasietafel gejaag en is hier waar die chirurg voor 'n byna onmoontlike keuse te staan kom. Kom ons wees baie duidelik hieroor. Daar is geen ander opsie nie. Sonder chirurgie is die oorlewingskans effektief 0 en tog is die operasie self belaai met gevaar. Die chirurg moet basies kies tussen 2 baie riskante strategieë. Hulle kan die geïnfekteerde oorplanting uithaal en 'n nuwe een op presies dieselfde plek sit. Maar dan is daar die risiko dat die nuwe een ook geïnfekteer raak. Of hulle kan die bloedvloei heeltemal herlei, maar dit hou weer sy eie gevare in, soos die aorta-stomp wat later kan bars. Daar is geen maklike antwoord nie. En dit laat 'n mens natuurlik wonder, nê? In ons moderne era van medisyne kan ons dit nie met 'n minder drastiese prosedure regmaak nie. En hier is die brutale waarheid. Terwyl minimaal indringende endovaskulêre herstel, of EVAR, die bloeding vinnig kan stop, is dit nie 'n permanente oplossing nie. Die onderliggende infeksie en die gat in die darm bly.
Dis basies net 'n brug na 'n groter definitiewe operasie, 'n tydelike pleister op 'n lewensgevaarlike wond. Vir die pasiënte wat wel die operasie oorleef, is die stryd nog lank nie verby nie. Die pad vorentoe is gevaarlik en onseker. Hierdie syfer is dis regtig ontnigterend. Selfs met die beste sorg en die mees ervare chirurge sterf tussen 30 en 40% van pasiënte tydens of kort na die operasie. So om net lewend van die operasietafel af te kom is reeds die begin van 'n reuse geveg. 'n Suksesvolle operasie is egter glad nie die einde van die storie nie. Pasiënte staar 'n langtermynrisiko in die gesig van herinfeksie, sepsis en 'n hele rits ander ernstige komplikasies. En die langtermynrealiteit is dalk nog meer ontnigterend. Die algemene 3-jaar oorlewingssyfer is min of meer 50%. Dis 'n muntgooi. Dink daaroor, na al die trauma, die diagnose en die massiewe operasie, is die kans op oorlewing op die lang duur steeds net 1 uit 2. So, wat maak dan die verskil tussen lewe en dood? Wel, dit kom neer op 'n paar kritieke faktore. Vinnige optrede, die regte chirurgiese benadering vir die regte pasiënt, 'n deeglike herstel van die darm en dan konstante waaksame opvolg vir jare daarna. En dit los ons met 'n laaste, uitdagende vraag. Ten spyte van al ons mediese vooruitgang, bly hierdie toestand een van die mees dodelike uitdagings in vaskulêre chirurgie. Die stryd om daardie 50-50 kans te verbeter wel, dit gaan voort.